Geliefde, Shabbat Shalom, goeiemôre van my kant, Frik Weideman, en baie welkom by deel 2 van die geheime kode van Elohim. Nou mense, ek glo en vertrou dat deel 1 was reeds vir jou van groot waarde gewees, en wat 'n voorreg om vandag deel 2, en dis die laaste sessie, met jou te kan deel. En ek besef net vanoggend weer eens op hierdie Shabbat, dat dit is die manier hoe Vader aanbid wil word, die manier hoe hy gedien wil word, en dit is die geheime kode. En wanneer ons dit snap, en ons maak dit deel van ons lewe, mense, dan verander alles. My lewe kan getuig daarvan. As ek moet begin vertel oor die getuienisse in my lewe, en ook so my vrou se lewe, en gesamentlik, mense, het ek nie genoeg ligtyd om alles met jou mee te deel nie. Die oomblik toe ons dit snap, die geheime kode van Elohim, is daar 'n totale omkeer in ons lewens, en ek is vandag dankbaar. Nou mense, dis genade, en ek eer Vader. Ek loof hom vir sy woord wat realiteit geword het in ons lewens, en dis regtig vandag my gebed vir jou, dat sy woord 'n realiteit word, dat dit nie net 'n woord sal wees wat jy lees en om jou gewete miskien dalk te sis nie, maar dat hierdie woord rema sal word in jou lewe, en dat ons sal besef met wie het ons te maak. En mense, dit is my belangrik, en ek het in die eerste gedeelte genoem, dat die oomblik wanneer jy verantwoordelikheid neem, en jy neem erkenning met betrekking tot die geheime kode van Elohim, dan is daar oorlog. Jy moet dit weet, daar is oorlog. Partykeer tussen mans en vrouens, waar die man sal sê, weet jy wat, jy is op 'n ander planeet, ek verstaan nie wat jy bedoel nie, jy's nou Joods, of jy's wetties, of wat ook al, en waar jou familie teen jou gaan kom, jou kollegas, en selfs dalk jou gemeente, waar jy dalk uit die gemeente uitgeskop gaan word, want daar is nie meer genade vir jou nie, want jy's nou onder die Joodse vaandel, jy's nou wetties, en jy het heeltemal afgedwaal, en jy's weg van die genade van Elohim. Dis wat gebeur. En ek wil net saam met jou bid, en ek wil na die gebed, wil ek net vinnig met jou praat oor wat gebeur in terme van die groot verdrukking, wat ons binnekort in die oog gaan staar. Vanweë dit, die geheime kode van Elohim, wat 'n oorlog in jou lewe gaan veroorsaak. Maar voor ons aangaan, kom ek en jy bid saam, en ons vra vir Vader vir sy seën op hierdie woord, en so dankie dat jy vandag saam staan in die stroom van lewende waters. Hemelse Vader, Abba Vader, Skepper God van die hemel en die aarde. U is die heilige van Israel, en laat dit bekend word oor die ganse aarde op hierdie Shabbat, dat u is die God van Abraham, Isak en Jakob. Meester Yeshua, dankie. Dankie dat u na hierdie aarde gekom het. U het die goddelike woonplek verlaat. U het na hierdie aarde gekom om aan ons te openbaar die geheime kode van Elohim. U het aan ons geopenbaar wat dit is om te wandel in die instruksies, die lewensinstruksies van ons hemelse Vader, om daardeur ons Vader se wil te kan verstaan. Vader, ek bid in hierdie môre dat ons gemoed sal verander, en dat ons sal terugkeer na u toe, na u volmaakte wil, na u volmaakte plan, dat ons vandag dit sal snap. En Vader, ek bid dat ons verantwoordelikheid sal opneem in hierdie uur, en dat ons sal wandel in u weë, om u te aanbid, op die perspektief hoe u aanbid wil word. Dat ons sal terugkeer na u toe, Vader, van paganisme, van godsdienst, dat ons in 'n verhouding sal staan met die lewende, aktiewe verhouding met die lewende God. En ek dank u vir Meester Yeshua, wat die weg en die waarheid en die lewe is. Die genade is aan ons toegedeel om te wandel vandag in die gawe van die ewige lewe. Vader, ons verklaar in hierdie môre dat ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons behoort aan u, want u het ons duur gekoop deur die bloed van die lam. En ek dank u vandag vir die genade wat 'n vrye gawe is, en dat ons daardeur die gawe het van die ewige lewe. Vader, word verheerlik op hierdie dag, en dat u heilige naam alleenlik verheerlik word. Geen mens kry vandag die eer nie, maar aan u kom toe die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. En dis my gebed, Vader, en ek dank u nou vir elke man, vrou, seun en dogter wat ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending, en Vader, dat u hulle harte sal aanraak, en dat die getuienisse sal terugkom, want die woord sal nie ledig terugkeer nie, en die woord sal dien die doel waartoe u dit vandag stuur, en dat die naam en die koninkryk daardeur gebou en verheerlik sal word. Vader, dis my gebed, dis my roepe,
in die wonderbare naam van Meester Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Nou mense, ek het in deel 1 genoem, die oomblik wanneer jy verstaan, wat is die geheime kode van Elohim, wanneer jy dit snap. En dan daar's 2 belangrike dinge, wanneer jy dit snap, jy sien dit, jy lees dit, ek deel dit vandag met jou, maar jy kan nog steeds handjies gevou sit. Jy kan sê, nee wat, dis nie vir my nie, of Frik, weet jy, ek hoor wat jy sê, maar dis nie nou vir my nie. Bietjie later, maar nie nou nie. Want dan nie, niks gaan met jou gebeur, as jy niks wil doen nie. As jy nie erkenning vat van waar jy nou is, in terme van jou geloofswandel, met ons hemelse Vader nie, en jy neem nie verantwoordelikheid op, in terme van jou kant van die saak, aan woorde jou verantwoordelikheid nie, dan gaan niks gebeur nie. En baie mense sê, Vader, maak asseblief my oë oop, maak my ore oop, dat ek kan luister na u stem, maak my oë oop, dat wanneer ek die woord lees, dat ek kan verstaan, maar ons het handjies gevou, ons wil niks verder doen nie, dis nie Vader se plig om jou oë oop te maak nie, dis nie sy plig om jou ore oop te maak nie, of om jou tot jou verantwoordelikheid te bring nie, dis jou verantwoordelikheid, jy moet dit doen, dis jou taak, en as jy dit nie gaan doen nie, gaan niemand dit doen nie, dan gaan jy agterbly, en oormôre gaan jy sê, weet jy wat, ek is 'n verwerpeling, en ek weet nie, dan is jy deel van die 5 dwaase maagde, dan gaan jy dit nie maak nie, dis so, ek deel vandag met jou die woord, en ek het in deel 1 gesê, dat hierdie veroorsaak oorlog, jy moet dit vandag weet, wat sê Meester Yeshua in Matteus hoofstuk 5, hy praat met die disippels op die berg, die saligspreuke, hy sê, salig is jy wanneer jy vervolg word, terwille van my naam, hulle gaan jou beledig, hulle gaan jou vervolg, hulle gaan jou vals beskuldig, jy moet dit weet, nou mense, dit is deel van die vervolging, wat veroorsaak vervolging? Misleiding, ek bedoel, onthou jy toe, die disippels by Meester Yeshua kom, en hulle vra vir hom, Rabbi, Meester, sê vir ons, wat is die teken van die groot verdrukking, of die teken van die einde van die dag? Hy antwoord dadelik, en dis die kern, hy sê vir hulle, pas op, dat julle nie mislei word nie. Nou die geheime kode van Elohim, ek bring aan jou die waarheid, hierdie wat ek nou vir jou bring, is nie misleiding nie, hierdie is die waarheid. Meester Yeshua kom en hy sê, pas op, dat julle nie mislei word nie. En 'n bietjie verder aan in Matteus 24, herhaal hy homself, hy sê, pas op, want baie valse profete, gaan opstaan in hierdie dae, en baie mense mislei. So misleiding en verleiding is in die orde van die dag. So wat veroorsaak misleiding? Dit veroorsaak verdrukking. Dit veroorsaak oorlog. Die oomblik wanneer ek teen misleiding kom, wat verkondig word vir die afgelope 1700 jaar. Die oomblik as ek tot die waarheid kom, oomblik wanneer jy tot die waarheid kom en jy verstaan die geheime kode van Elohim, en jy wil dit doen, en jy neem jou verantwoordelikheid op, en jy sê vir jou man of jou vrou, dit is wat ons moet doen, is daar oorlog, is daar verdrukking, jy gaan jou waarskynlik in die kerk verban word, hulle gaan vir jou sê dat jy is die genade kwyt, jy is nou 'n Jood, of jy is onder die wet, of jy luister dalk na Frik Weideman, wat ook al die geval mag wees. Hulle gaan dit doen. Hulle gaan jou vervolg. Jou familie gaan jou skei. Jou kollegas gaan jou skei. Jy moet dit vandag weet, en ek hoop jy is gereed daarvoor, want dit is deel van die groot verdrukking. Wanneer jy die boek gaan lees in Openbaring hoofstuk 12, ek dink is hier by vers 17, waar die draak teen die vrou veg. Wie is die vrou? Dis die oorblyfsel, dis die remnant, dis die suiwer bruid. Wie is die draak? Die draak is godsdiens. Hoe lank is godsdiens nou al in verleiding? 1700 jaar. Wie het dit ingebring? Die katholieke sisteem. Dit lê deel van die katholieke sisteem, dit lê in die dogters van die katholieke sisteem, met ander woorde in die protestante kerke. Dieselfde embleme wat in die katholieke kerk is in die protestante kerke. Dieselfde rituele in die katholieke kerk is in die dogterskerke, aan die woorde die protestante kerke. Gaan kyk dit. Moenie my glo nie, gaan ondersoek my, en kyk, dan sal jy sien, dit bring verdrukking. En in Johannes hoofstuk 16, vers 1, 2 en 3, sê die woord, Meester Yeshua sê die woord, hy sê, julle gaan terwille van my naam, uit die sinagoges verbaan word, met ander woorde, julle gaan uit die kerk verbaan word. So wie is die draak? Dis die kerk, die godsdienststelsel.
in Openbaring hoofstuk 13, Openbaring hoofstuk 14. En hy sê die vrou word deur die draak in oorlog gevoer. Die draak voer oorlog teen die vrou. En die nakomelinge, hoor mooi, wat die gebooie van Vader onderhou, dis wat ek vandag met jou deel, dis wat ek verlede week met jou gedeel het, dis die kern van my boodskap, om terug te kom na Vader, om die weeg gelyk te maak van Meester Yeshua, om uit te roep die genadejaar van Meester Yeshua, om 'n wekroep te wees in die woestyn, om te sê, bekeer julle, keer terug, die oomblik wanneer jy terugkeer na Vader, in sy gebooie, in sy verordeninge, en dis terloops, die primêre funksie van die Heilige Gees. Jesegiel 36, vers 25, 26, 27, om jou terug te neem en te herinner, dat die geheime kode van Elohim is belangrik, om te wandel in sy gebooie, sy verordeninge en sy instruksies. Baie mense sê, ek herhaal my. Nou, ek gaan nie ophou my te herhaal nie, voordat jy terugkeer nie. Maar wanneer jy terugkeer, moet jy weet, daar kom verdrukking. Die kerk gaan jou verdruk. Wat gaan die kerk verder doen? In die boek van Johannes hoofstuk 16. Wanneer hulle jou doodmaak. Want aan die woorde, hulle verban jou uit die sinagoge, so aan die woorde, in die binnekring van die sinagoge, is basies die kerk, nee. En hulle kom teen jou, want jy's nou onder die wet, en jy's nou Joods, en jy's nou dit, en jy's nou dat, en met ander woorde, hulle maak jou dood. Hulle gaan jou doodmaak in die groot verdrukking. En dan gaan hulle dink, dat hulle is in diens van God. Hulle tree op namens God om jou dood te maak. En dis wat verleiding en misleiding veroorsaak. En dis wat ingebring is vir 1700 jaar. En die oomblik wanneer ek en jy tot die waarheid kom, en ons snap dit, en ons maak dit ons eie, ons neem erkenning en verantwoordelikheid, en ons doen dit wat Vader behaag, en as jy die waarheid liefhet, en jy haat die leuen, gaan jy doodgemaak word. Jy moet dit vandag weet, jy gaan vervolg word, jy gaan beskuldig word, mense, ons het nou al daarmee te maak. Maar dit gaan kom, hulle gaan vir ons doodmaak. Wie gaan jy doodmaak? Die kerk. Watter kerk? Die katholieke kerk, met al sy sisterkerkies, en al sy dogterkerke. Hulle gaan vir jou doodmaak. Gaan kyk wat hulle verkondig, dan gaan kyk wat hulle verkondig, dan gaan jy na die katholieke kerk toe, en kyk jy wat hulle verkondig, is een en dieselfde boodskap. Hulle vier dieselfde pagan feeste, hulle doen dieselfde goed, hulle dooprituele is alles dieselfde, hulle kenmerke in die kerke is die kruis, almal is dieselfde, gaan kyk, mense, die wortel van die kerk is vrot, en wanneer jy tot die waarheid kom, en wanneer jy die waarheid lief het, en jy wandel daarin, het jy oorlog. En vandag in deel 2 wil ek dit met jou deel, en wat jy vandag kan verwag, is die volgende. Die Elohim kode, sy instruksies, die oud en die nuut word geopenbaar in die geheime kode van Elohim. Dit gaan oor 'n huwelikskontrak, en ek gaan 'n paar goed met jou vergelykende wys, gaan ek dit vandag vir jou wys. Ons gaan praat oor die morele kode, wat nie meer in hierdie wêreld bestaan nie, en dan gaan ek en jy tryd. Ons gaan vandag tryd in die boek van Johannes hoofstuk 3, ek kan so lank jou woord oopmaak by die boek van Johannes hoofstuk 3, en ons gaan daar 'n gedeelte lees, en dan gaan ek en jy in die trading floor in, en ons gaan die aardse wysheid, wat die wêreld op ons afdwing, gaan ons verruil vir ons hemelse wysheid, en ek is opgewonde vandag, saam met jou, om hierdie woord met jou te deel. So mense, die heel eerste 5 boeke, staan bekend as die Torah, dit staan ook bekend as die lewensinstruksies, en dit is wat Vader vir ons kom gee, hoe om te leef, hoe om te funksioneer, hoe om te aanbid, hoe om my huwelik te laat vlot, hoe om my kinders groot te maak, hoe om my besigheid te bestuur, en dan belangrik ook, hoe om te rus. So in hierdie gedeelte, daar is 3 soorte instruksies in die skrifte, daar is die offerinstruksies met spesifieke kodes, die seremoniële instruksies met spesifieke kodes, en dan die morele instruksies. Nou die offerkode instruksies, mense, is soos byvoorbeeld met Pesach. So kom ons lees. So tydens Pesach het die Israeliete die beskerming en die verlossing ervaar deur wat? Deur die bloed van 'n onskuldige lam aan die deurposte te smeer. En dis waaroor die naam Pesach vandaan kom. So when I see the blood, I will pass you over. En dit gaan ook gebeur met die dag van versoening. The judgment day of the day of atonement, wat natuurlik die 6de fees is. So dat judgment ons sal oorgaan, want ons het die eienskappe van die bruid. Wat is die eienskappe van die bruid?
die bloed van die lam, die ongesuurde brood, ek moet die suurdeeg uit my lewe uithaal, ek moet wandel in 'n lewe van heiligmaking, terloops, dis deel van die geheime kode van Elohim. En dan moet ek opstaan, dis die derde een, ek moet opstaan as 'n nuwe skepping deur die waterbad van sy woord. Die waterbad van sy woord, die woord kom was my skoon, die woord kom reinig my, naas die bloed van die lam. En dan oor die periode van Shavuot, of die uitstort van die Heilige Gees, en ons is nou in hierdie periode van 50 dae, met ander woorde na die Skelfsee, tot by die berg Sinaï, presies 50 dae. Na meester Yeshua opgestaan het uit die graf uit, tot en met die uitstort van die Heilige Gees, in Handelinge 2, presies 50 dae. En ons is nou daar, ons is in hierdie wandel, tussen 0 en 50 dae, om karakter te vorm, om voor te berei as die bruid, sodat die gees van die lewende God die bruid kan vul, en dat hy sy ketubah op my hartskamers kom skryf. En nou het ek wil hart, om in die geheime kode van Elohim te wandel. En ek het 'n ek wil hart, met ander woorde, my hart word besny. Dis 'n besnydenis waardeur ek gaan. Ek is klaar met paganism, ek is klaar met hierdie wêreld, en Abba, nou wil ek U dien in gees en in waarheid. Ek wil wandel in die waarheid, dis die geheime kode van Elohim, en die gees herinner my om daarin te wandel en daarin te bly. So hierdie offerkode gaan oor die beskerming en die verlossing deur die bloed van wie? 'n Onskuldige lammetjie. En later van tyd, in die skaduwee, in die Nuwe Testament, in die evangelies, was dit die perfekte lam, meester Yeshua, die Messias. En mense, toe hy in daai folterpaal gehang het almal gedink, dis verby. Nee, dit was die begin gewees. Halleluja! En in die boek Openbaring 12:11, kom die vervulling, en julle sal oorwin deur die bloed van die lam, die woord van jou getuienis. Wat se getuienis? Die getuienis van meester Yeshua. Wie is meester Yeshua? Hy is die lopende, lewende Torah. En hy sê in Johannes 14 vers 15, hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Het jy gehoor? As julle my liefhet, bewaar my geheime kode, die geheime kode van Elohim, en dis my Torah. Soos die bloed van die perfekte lam, meester Yeshua, wat die dood oorwin het, ook vervul in ons, Openbaring 12 vers 11. Ons sal oorwin deur die bloed van die lam. Ek sal 'n getuienis wees tot eer van sy naam. Sy naam is baie belangrik, en dan, ek sal my lewe aflê terwille van die koninkryk. So mense, die offer van diere, en byvoorbeeld in die boek van Levitikus, is dan vervul in meester Yeshua op Golgotha. Hoor mooi, as die perfekte offer. Jy hoef nooit in jou lewe weer 'n lammetjie te slag nie. Dit is eenmaal en dis verby. Hy is die perfekte offer. Daar hoef nooit weer 'n dier se bloed te vloei vir my en vir jou sondes nie. Hy was, hy is en hy sal wees in ewigheid die perfekte offer. Halleluja. Ek wonder of ek en jy regtig besef wie is hy. En hy het ons sondes kom skoon was. En daar is vergifnis van elkeen, want ons ontbreek aan die heerlikheid van Elohim, maar deur sy genade het ons kom skoon was deur sy bloed. En mense, dis die gawe van die ewige lewe. So mense, meester Yeshua, die gesalfde, het vervul die offers deur sy dood. Daarom is dit nie meer nodig om 'n lammetjie te slag nie. Hebreërs hoofstuk 9 vers 11 tot en met 12. Kom ons lees gou saam. Maar Messia wat opgetree het as hoëpriester, wie is ons hoëpriester? Dis meester Yeshua. Waar is hy nou? Hy is die regterhand van Vader Jahwe. Hy is die regterhand. Onthou, hulle is een. Die disippels sê vir hom, wys ons wie is Vader. Hy sê, as julle my sien, het julle die Vader gesien. Moenie wonder wie is hy nie, as julle my sien, het julle die Vader gesien. Ons is een. Hy is die regterhand. Hy sit nie aan die regterhand nie, hy is die regterhand. Alles is deur hom en tot hom geskape. Kolossense hoofstuk 1 vanaf vers 13. Trone, heerskappye wat sienlik en onsienlik is. Hy is die beeld van die onsienlike Elohim. Dis wie hy is. Hy is die hoëpriester. Die oomblik toe Kajafas sy klere skeer, toe hy gesê het vir hom, is u die seun van Elohim? Messia antwoord, hy sê, u sê dit. Hy skeer sy klere. Het hy hom ontneem as die hoëpriester. En onmiddellik is meester Yeshua gesalf, ingeseën as die hoëpriester. Hy is die ewige hoëpriester en sy koningskap sal nooit ten einde kom nie. Sy heerskappy sal bestaan tot in alle ewigheid. Kom ons begin weer. Maar Messia wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade
het deur die groter en die volmaakter tabernakel. Mense, hier is belangrik, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Hoor mooi, ook nie met die bloed van bokke en kalwes nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hierdie wet is vervul, dis null en void. Die volmaakte tabernakel, onthou julle toe Moses die tabernakel gebou het in die woestyn. Waar het hy die prentjie gesien? Die prentjie was in die hemel. Hy het opgekyk en hy het gesê, okay, dis hoe dit lyk, en Vader het vir hom gewys, en hy gee toe vir hom Basalel, wat die tabernakel moet bou, met die 4 belangrike eienskappe, om sy tabernakel te bou ook op hierdie aarde, en terloops, ek en jy moet daai 4 eienskappe ook in ons hê, wat Basalel gehad het om die tabernakel te bou. So dis my belangrik om dit vandag vir jou te noem. So, die volmaakte tabernakel, wat nie met hande gebou was nie, het aarde toe gekom, vlees geword, hy het ons kom skoon was met sy eie bloed, eenmaal in die heiligdom ingegaan, en 'n ewige verlossing teweeggebring, en die voorhangsel is van bo na onder, is die voorhangsel geskeur. Ja, dis amazing, is dit nie? En dan kry julle, wat julle nou almal weet in hierdie tyd, ek hoop so, is die seremoniële instruksies, of dan die kodes, en hierdie seremoniële instruksies het te maak met die 7 jaarlikse feeste, waarvan 3 baie belangrik is. Deuteronomium, hoofstuk 16, vers 16, 3 maal 'n jaar moet al jou mans voor die aangesig van Vader Jahwe verskyn, nie met leë hande nie, op die fees van ongesuurde brode, dis die tydperk waar jy die suurdeeg moet uithaal, die sonde moet uitkom. Die tweede is die fees van weke, dis natuurlik Shavuot, of die uitstort van die Heilige Gees, en die derde een is die Loofhuttefees, in Hebreëus staan dit bekend as die Sukkotfees. Dit is waar ons net kom demonstreer, ons woon tydelik op hierdie aarde, ons bly in 'n tydelike dwelling place, maar wanneer hy kom, en hy kom ons haal, dan is ons vir ewig en vir altyd by hom. Daai 3 is die belangrikstes, maar daar is 7 ander feeste. Nommer 1 is natuurlik Pesach, dis die bloed van die lam. Die tweede een is die fees van ongesuurde brode, dis 'n 7-dag feesviering. En dan die eerste vrug, die opstanding, die beweegoffer, om te sê, Abba, ons het opgestaan, is 'n nuwe skepping, ons het deur die doopwater, ons het die ou mens afgelê, ons is 'n beweegoffer, ons staan voor die aangesig. Onthou net, ek en jy is 'n lewende, lopende tabernakel. 1 Korintiërs 3 vers 16, ek sê dit baie. Ons is hierdie beweegoffer, nee. En dan die uitstort van die Heilige Gees. So die eerste 4 is reeds vervul in Meester Yeshua. En daai 4 mense is die eienskappe, die kenmerke van die ware bruid. Die ware bruid. Nie die valse Heilige Gees nie, die ware bruid. En dan wat volg, die fees van trompette, of dan Yom Teruah, tydens die blaas van die trompette, kom Meester Messias sy bruid al, dis ek en jy wat afgesonderd is, en dan die versoensdag, Judgment Day, of the Day of Atonement, en dan die laaste een is dan die Loofhuttefees. So mense, in terme van die geheime kode van Elohim, is hierdie seremoniële afsprake wat Vader het met ons, terloops. Hierdie afsprake behoort nie aan 'n mens nie. Dit behoort nie aan die Jode nie, of die Hebreërs, of die Judeërs nie. Dit behoort aan Vader. Levitikus 23 sê, Shabbat behoort aan my, Pesach behoort aan my, ongesuurde brode behoort aan my, Loofhuttefees behoort aan my, dis my feeste, dis nie julle sin nie, dis myne, dis my afsprake wat ek het met my bruid. So mense, hierdie 7 feeste word elke jaar op vasgestelde tye gevier. En daai vasgestelde tye, gaan kyk ons na wat sê die hemelliggame vir ons. Daar's 3 getuies in die hemel, en daar's 3 getuies op hierdie aarde, en ek gaan dit later met jou deel, hoe belangrik hierdie is. En dit word aangedui met spesifieke seisoene. Moedim beteken sy feeste, sy afsprake. Is dit in vervulling gebring? Is dit tot niet? Moet ek en jy dit weerhou, moet ons dit verwerk? Mense, as jy die afsprake nie ken nie, dan ken jy nie die hartklop en die protokol van Vader nie. Jy weet nie wanneer gaan die koms wees nie. En dit was deel van die 5 dwaase bruide gewees. Hulle het nie geweet nie, hulle het nie olie in hulle lampe gehad nie, hulle was nie voorbereid nie, hulle het nie in gereedheid gekom nie, hulle het nie geteshuwa, hulle het nie teruggekeer na Vader toe nie. Hulle het lam geraak, hulle het passief geraak. En dis hoekom my gebed met hierdie tweede gedeelte is, dat ons 'n gees van vasberadenheid sal hê, om te volhard tot die einde. En nou kom Paulus en hy skryf in die boek van Kolossense hoofstuk 2,
vers 16 tot 17, wat almal quoteer. Almal quoteer dit, almal beklei oor dit. Mense, ek het 'n spesifieke boodskap gebring met betrekking tot hierdie skrifgedeelte. Ek dink my tema was gewees, oordeel nie. So hierdie gedeelte is die skaduwee wat Paulus aan ons openbaar, wat in die toekoms gaan gebeur, in terme van Yom Teruah, die blaas van die trompette. Nommer 2 is natuurlik Yom Kippur, met ander woorde die versoensdag, of Day of Atonement, en dan die laaste een, die bruilof van die Lam. Nou wat doen die kerke? Wat doen die verleiding? Die verleiding wil hê, jy moet dit nie weet nie. Hulle wil jou toespin in 'n kokon. Hulle trek sluiers oor jou oë, dat jy dit nie weet nie. Met ander woorde, hoe berei jy voor? Wat moet jy doen? Hoe kom jy in gereedheid? Terloops, die feeste, die eerste 3 feeste, het dag, datum en tyd bepaal. Die eerste koms van Meester Yeshua. Aan die hand van natuurlik die jubeljare. Nou die jubeljare is elke 50ste jaar. Aan die hand van dit, die eerste koms en die tweede koms, mense, is die duidelike heenwyse en skaduwees van sy feeste, sy afsprake. En die algemene kerk, die hoofstroomkerk, die dogters van die katholieke kerk, hou jou uit. Hulle sal diegene veg wat tot die waarheid gekom het. Kom, ek gaan gou met jou deur wat gebeur het in die Ou Testament in terme van Eksodus hoofstuk 12 en wat het gebeur Meester Yeshua in die evangelies. Goed, aan my linkerkant, die lammetjie was in die huis of in die tent ingeneem op die 10de dag van Nisan. Meester Yeshua stap die tempel binne op die 10de dag van Nisan, en hy toe hy ingery het met die donkie, en hulle skreef van Hosanna, Hosanna, het hy ingery op die tempel, hy het die sambok getrek, het die ouens pak slag gegee, want hulle maak sy huis van sy vader 'n rowerspelonk, en ek het nie nou tyd om alles met jou te deel, ten opsigte van die rowery wat daar plaasgevind het nie. Goed, die tweede ene, die lam was sonder gebrek. Pilatus sê, hy sê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man, ek vind geen skuld in hom nie. Vir 4 dae, vanaf die 10de tot die 14de, het hulle Meester Yeshua ondersoek om te kyk of daar enige gebrek in hom was. Hulle het niks gekry nie. Nommer 3, die lammetjie was ondersoek vir 4 dae vir enige defek. Meester Yeshua was vir 4 dae ondervra deur die Joodse leiers, met ander woorde deur die kerk. Wie gaan jou vervolg? Die kerk. Die oomblik wanneer jy hierdie snap en jy maak 'n deel van jou lewe, gaan die kerk jou vervolg. Hulle gaan jou ondervra. Dieselfde lam was geslag, doodgemaak op die 14de dag van Nisan. En die woord sê, dit moet vir julle 'n ewige insetting wees. Meester Yeshua was gekruisig aan 'n folterpaal op die 14de dag van Nisan. Met ander woorde, die ooreenstemmende periode. Dis die kode van Elohim. Die lammetjie was doodgemaak teen 1500 uur die middag. Meester Yeshua sterf teen 1500 uur, die 9de uur in terme van Markus hoofstuk 15, oor die ooreenstemmende periode. Die lam was vasgemaak aan 'n houtpaal. Meester Yeshua was in 'n houtfolterpaal gekruisig. Kan jy sien hoe amazing is die woord? En dan kom die uitstort van die Heilige Gees. Met ander woorde, waar ons sy ruach ontvang, en waar die ketubah, die huweliksooreenkoms, nou op my hart geskryf word. Hy is nie meer op kliptafels nie, hy is nou op my hart, met ander woorde, ek gaan dit nou in Engels sê, die ketubah, sy huweliksooreenkoms, is nou internal, binne in hierdie tabernakel, binne in hierdie tempel, en dis die plek waar ek en jy moet wees. So, die uitstort van die Heilige Gees, die Shavuot, dis die tydperk toe Moses die wette van Vader Yahweh ontvang het, by die berg van Sinaï, Eksodus 19 en 20, en dis die tydperk waar die verloving plaasgevind het, en dis die begin van hierdie huwelik. So dit was uiteraard die eerste uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge 2 was 'n refleksie waar die gemeente van Meester Yeshua gebore was. En hier sê hy, gaan in my boventrek, ek gaan julle toerus met my woord, ek gaan julle die krag gee om 'n getuie te wees van my in hierdie donker wêreld, beginnende by Jerusalem, Samaria, Judea en die uithoeke van hierdie wêreld. En hoor gou wat sê Eksodus 19 vers 5 tot 6. Hy sê, julle is vir my 'n heilige volk. So hoe moet ek en jy wandel? Ek en jy moet wandel in heiligmaking. Wat is heiligmaking? Om afgesonder te wees. Met ander woorde, om dit te doen wat Vader vir ons sê om te doen. Jakobus 1 vers 22, word 'n dader van sy woord. As ek en jy dader word van sy woord, en ons neem ons erkenning op, en ons wandel in sy woord, is daar oorlog. Handelinge 2, want julle is uitverkies vir my gees,
My gees kan nie op almal neerdal nie. Sy gees word genoem Ruach HaKodesh. Met ander woorde, dis die afgesonderde gees, wat waarop neerdal? Op die afgesonderde man en vrou, wat in heiligmaking wandel en leef. Dis die geheime kode van Elohim. Julle is uitverkies. Julle is die remnant, julle is die apartgesteldes vir my gees, en julle sal krag ontvang as my gees op julle kom. Al wat ek vir julle vra is, wees gehoorsaam aan dit wat ek vir julle gee. Shama, doen dit. Moenie net sê ek glo nie, moenie net daaroor bid nie, doen dit. Dis belangrik vir Vader. En dan mense Shavuot, in die tydperk van Moses, in Exodus hoofstuk 19, en dan Shavuot, die uitstort van die Heilige Gees, in die boek van Handelinge, hoofstuk 2. Kom ons gaan kyk, ter vergelyking. 50 dae na die uittog uit Egipte, kom die volk aan by berg Sinaï, en 'n huwelik ontstaan. So 50 dae na die kruisiging aan 'n folterpaal op Golgotha, is die uitstorting van die Heilige Gees. Dis natuurlik na die opstanding, vir 40 dae, Handelinge hoofstuk 1, gaan vertoon meester Yeshua hom aan baie mense, en na 10 dae, nadat hy opgevaar het in die hemel, sê hy vir hulle, gaan wag in die bovertrek vir my, stap in my heiligdom, sodat ek julle kan toerus, dat wanneer julle uitstap, dat julle toegerus sal wees met my krag en met my gees om my getuie te wees. Halleluja! God praat in 70 tale, sodat almal kan verstaan en hoor. Uitstort van die Heilige Gees, Exodus 19. In Pentecost, in Peter's time, Handelinge hoofstuk 2, and they spoke in tongues of 16 nations. Moses het opgeklim op die berg, Sinaï. The believers were in the upper room on Mount Zion. Jy sien hoe pragtig is dit? And God's presence was manifest in the flame and fire and smoke on top of the mountain. En dan ooreenstemmend tonge van vuur het op hulle gekom in die bovertrek. Wat gemanifesteer het in die bovertrek, wat natuurlik op Mount Zion was. God's presence, ek het hom gelees, the mountain shook and the people experienced an earthquake. A sound came like a mighty rushing wind. Daar was bewe gewees in die bovertrek, ooreenstemmend met Exodus 19 en 20. Kan jy sien hoe wonderlik dit is? 3000 mense het gesterf vanweë afgoderry en natuurlik afgodsaanbidding, byvoorbeeld die goue kalf. En tydens Peter's Pentecost in Handelinge hoofstuk 2 is 3000 mense gedoop in Messia, Yeshua, die Messias, as verlosser en saligmaker. Is dit nie amazing, fantasties hoe die oud en die nuut by mekaar kom in terme van die geheime kode van Elohim. Mense, meester Yeshua is gekruisig in 'n folterpaal op Golgotha oor die periode van Pesach. Dit is presies die lammetjie in Exodus hoofstuk 12 waar 'n onskuldige lam sy bloed gestort het vir mense se sondes en uiteraard ook vir hulle bevryding uit Egipte uit. Dit was die Pesachfees. Dis 'n ewige insetting dat ons herinner sal word oor die groot taak, die groot werk wat Vader Jahwe gedoen het. En later van tyd is dit gemanifesteer in die perfekte lam, meester Yeshua. Mense, dit maak my opgewonde uiteraard. En dan was meester Yeshua se liggaam geplaas in die buik van die aarde vir hoe lank? 3 dae en 3 nagte. Hy kon onmoontlik nie op 'n Vrydagmiddag afgehaal word van die folterpaal en Sondagmôre staan hy op nie. Ek bedoel, wie maak daai som? Hoekom glo ons blaatant in hierdie leuns wat vir ons verkondig word? Mense, as die woord praat van 3 dae en 3 nagte, dan word dit vergelyk met Jona wat in die buik van die vis was. Mense, dis 72 uur, 3 dae, 3 nagte, en hy het opgestaan aan die einde van Shabbat, want vroeg die môre, die volgende môre, die eerste dag, toe Maria Magdalena by die graf kom, was die graf reeds oop. Onthou net, mense loop nie rond in Israel op 'n Shabbat nie. Dis teen die wet, want jy moet rus. Jesaja 58 vers 13 en 14, jy moet rus. En vroeg die môre toe dit nog donker was, so wanneer het meester Yeshua opgestaan? Hy het opgestaan net voor sononder, voor die aanbreek van die eerste dag van die week, met ander woorde, die Sondag. Hy het opgestaan op die 7de dag. Daardeur het hy ook die Shabbat vervul. En dit stem ooreen met Matteus 5 vers 17. Hy sê, ek het nie die wet onklaar gemaak nie, ek het nie ten einde gebring nie, ek het dit kom vervul. En dis hoekom hy bekend staan as die meester van die Shabbat.
So wanneer is hy gekruisig? Woensdag. Wanneer het hy opgestaan? Einde van Shabbat. Voor die aanbreek van die eerste dag. Dit was aand en dit was môre die eerste dag. So meester Yeshua is op die Woensdag gekruisig en hy het opgestaan 72 uur later voor die aanbreek van die eerste dag, die Sondag. En dis die fees van ongesuurde brode. In daai periode moet ek die suurdeeg uit my lewe uithaal, ek moet streef na heiligmaking en oor daai periode eet ons die matzah, the festival of matzah. Die broodjie herinner my om te sê, Frik, jy moet hierdie sonde, jy moet hierdie sarkasme, jy moet hierdie hardvogtigheid, hierdie woede, moet jy uit jou lewe uitkry. En dan die derde een, meester Yeshua het opgestaan uit die doodheid vanweë die krag van sy ruach, kon die graf omkeer en hy het opgestaan as die eerste vrug. Met ander woorde, hy was die heel eerste beweegoffer voor die aangesig van Vader Yahweh, ons magtige Elohim. Mense, nou behandel ek met jou die morele kode wat deel is van die geheime kode van Elohim. En jy moet hierdie goed verstaan. So die morele kode handel oor wat? Dit handel oor die siviele wette, die families, ons naasbestaandes, regspleging en rentmeesterskap. Ja, ook jou finansies. So mense, wanneer jy die geheime kode verstaan, dan verstaan jy die absolute volheid wat dit is om mens te wees. Om Vader te behaag in jou finansies, in jou rus, in jou boerdery, in jou besigheid, in jou grootmaak van kinders, in jou huwelik, in jou selfwees, in die hantering van ander mense, jou verhouding met ander mense. In hierdie morele kode, mense, is riglyne en instruksies vir my, en dit gee vir ons 'n raamwerk ten opsigte van ons verantwoordelikhede, en wanneer ons dit nakom, gee dit vir ons seëninge, en wanneer jy dit nie nakom, gee dit vir jou boetes en strawwe. Vader is 'n regverdige Vader. Hy is 'n God van geregtigheid. Hy is 'n God van regverdigheid. En die sonde laat hy nie ongestraf nie. Jy moet dit vandag weet. So die morele instruksies kom leer my om te sê, ek kan nie dit doen nie, ek mag nie dit doen nie, dis buite die lyn van Vader, en sou ek dit doen, dan tree ek uit onder die beskerming van Vader, dan kan hy my nie seën nie. As hy my nie kan seën nie, wat gebeur dan? Dan kom daar vloeke. Dis wat Moses vir die volk gesê het. Ek roep vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle, oor wat julle vandag besluit het. Ek gee vir julle die seëninge, en ek gee julle die vloeke. Ek gee julle die lewe, en ek gee julle die dood. Kies vandag die lewe. En dis die morele instruksies, die morele wette. Die familiekodes handel oor seksuele verhoudings, huwelike en die grootmaak van kinders. Dis maar net 'n paar mense, jy kan self gaan ondersoek en self gaan lees. So kom ons kyk net na 'n paar van hierdie morele kodes wat ek en jy moet aankleef, want dit vorm deel van die geheime kode van Elohim. Jy mag nie jou bloedverwant se skaamte ontbloot, of jou naaste bloedverwant sin nie. Jy mag dit nie doen nie. Met ander woorde, jy mag hulle nie sien waar hulle liggame ontbloot is nie. Tweedens, geen seksuele verhoudings buite die huwelik nie. Met ander woorde, pornografie is uit. Manne, hoor my. Hierdie Facebook verhoudings is uit. Levitikus 18 vers 20. Want die oomblik as jy in jou gedagtes dit gedoen het, het jy dit gedoen as 'n fisiese daad. Dis ontrouheid. Jy moet dit vandag weet. Jy mag nie jou kinders aan afgode offer nie. Levitikus 18:21. Die manier hoe jy jou kind grootmaak in terme van die geheime kode van Elohim gaan bepaal wat met daai kind gaan gebeur. En mense, dis hartseer oor hoeveel ouers en grootouers my bel en vir my boodskappe stuur oor hulle kinders en hulle kleinkinders wat betrokke is met afgodery en met dwelms en prostitusie op skool, man, op skool. Losbandige seksuele aktiwiteite op skool. Ouers, waar is julle? Ouers, dis belangrik om jou kind op te voed in die weë van Vader Yahweh, ons Elohim. Dis belangrik om jou kind in te skerp as hy nog jonk is. Moet dit nie nalat nie, asseblief nie. Dis nie die werk van die skool nie. Dis nie die werk van die sondagskool by die kerk nie. Dis nie die werk van die pastoor of die dominee nie. Dis jou werk. Dis my werk. Ek is vandag 'n oupa. My kinders is groot. Dis my werk, dis my plig, dis my verantwoordelikheid om my kleinkinders toe te rus wanneer hulle by my kom, om hulle toe te rus met die woord van Vader Yahweh, die regte woord. My kleintjies weet nou al, hulle is 6 jaar en 4 jaar. Hulle weet al waaroor dit gaan. As hy by oupa kom, weet hulle,
dit mag ek nie. Dis belangrik in die woord en dis nie belangrik nie. Hulle weet. Elkeen moet sy moeder en sy vader respekteer en eer. Mense, ek wil vandag vir julle sê, die rede dat ons lewens so lyk, dat Suid-Afrika so lyk, ons respekteer nie ons papas en ons mamas nie. My papa is dood, my mama is dood 30 jaar gelede. En ek kan met sekerheid sê, ek het my pa gerespekteer. Ek het nie altyd saamgestem in wat hy doen nie, maar ek het my pa gerespekteer. Ek het nooit my pa aangespreek as jy en jou nie. Ek het gesê, ja papa, ja pa, nee pa. Ek het my pa gerespekteer, my ma ook, ja mama, nee mama. My kinders doen dit vandag. My kinders is laat 30's. Hulle sê ja papa, nee papa. Hulle is opgevoed in die vrese van Vader Jahwe ons Elohim. Hulle weet. Elkeen moet sy moeder en sy vader respekteer en eer. Levitikus 19 vers 3. Luister mooi. Mans met mans, of vrou met vrou, of mens met dier. Onaanvaardbaar. Hierdie is 'n gruwel voor die aangesig van Vader Jahwe ons Elohim. Dis 'n gruwel. En kan ek vandag vir jou sê, die rede dat Suid-Afrika en die kerke dit goedkeur en dit word verkondig van die kansels af, dis die rede hoekom ons land so lyk. Mense, dis verleiding. Hierdie is verleiding en misleiding en ons begin dit te aanvaar. En elke tweede ding-dom en herrie sê nee, dis reg. Dis nie reg nie. Dis 'n gruwel wanneer dit kom voor die aangesig van ons hemelse Vader, Vader Jahwe ons Elohim. Jy mag dit nie doen nie. Levitikus 18 vers 22 tot 23. En hy's nie 'n mens dat hy alleen sal vertel nie. En hy's gister en vandag en môre is hy dieselfde. Die geheime kode van Elohim leer ons in terme van ons boerdery dat die 4 hoeke van jou landerye moet jy nie oes nie. Dit is vir die armes. Dit is waar Rut ingekom het op die landerye van Boas. En sy het in die 4 hoeke gewandel en sy het daar die koringare opgetel. Dit is Vader se instruksie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie lieg nie, jy mag nie die een die ander bedrieg nie. Moenie Vader Jahwe se naam hierby insleep nie. Moenie net sommer sê ek sweer in die naam van Yeshua. Moenie Vader se naam insleep om jou punt te versterk nie. Jy's besig om sy naam deur die modder te sleep. Jy mag nie. Ek gaan aan. Mense, hier is maar net 'n paar hoor. Jy mag nie iemand uitbuit of beroof nie. Veral hulle wat met die Bybel onder die arm loop. Nee, ek was hierdie Sondag in die kerk en ek het my hande opgesteek en Vader dit en Meester Yeshua dit. Nee, liewe Jesus dit en die Here dit. Ek kan nie Meester Yeshua se naam afbring na Here Jesus dit en die Here dit en nee, weet jy wat, ek loop 'n pad en ek is 'n profeet en ek lees my woord, maar intussen byt hulle mense uit en hulle beroof mense. Hulle doen dit. Mense, ek kry die oproepe. As iemand vir jou werk, dan betaal jy om sy dagloon. Ek wil met hierdie mense praat dat hulle mense nie betaal nie. Die woord sê, as 'n man vir jou werk, dan betaal jy hom. Moenie 'n ou ry nie. Moenie 60 dae, 90 dae, 120 dae nie. Moenie 'n ding kweek, want ek nou vir jou sê, die onregverdigheid gaan vir jou inhaal. Die blindes en bok gaan vir jou pak slaag gee, want net dit wat jy saai, gaan jy maai. So as iemand vir jou werk, dan betaal jy daai man of jy betaal daai vrou. Jy weerhou nie jou salaris van daai persoon nie. Al het daai persoon wat gedoen. Jy gee by daai persoon sy geld en dan sorteer jy dit uit. Maar Vader sê, as iemand vir jou werk, dan betaal jy om sy dagloon. Moet die redes gaan soek om hierdie persoon nie te betaal nie. En ek sien vandag, dis 'n tendens. Jy mag 'n dowe nie vloek nie. En voor die blinde geen struikelblok lê nie. Levitikus 19 vers 14. Mense, bestaan hierdie riglyne vandag? Absoluut. Ek noem maar net vir jou 'n paar. Asseblief, neem kennis. Oorspel en hoerery is verbode. Oorspel, as ek in 'n huwelik staan en ek gaan na 'n ander man of 'n ander vrou toe, dis verbode. Beide Oud en beide Nuwe Testament, die hele skrif is vir ons ingegee om daaruit te leer in weerlegging en onderwysing in geregtigheid. Steel, leuns, skelmstreke, korrupsie, valse getuienis word deurgaans verbied in die skrif. Nou sê mense vir my, ja maar, die 10 gebooie is nie meer van toepassing nie. Kom ons gaan kyk. Kom ons gaan kyk of die 10 gebooie wat Vader Jahwe, die Almagtige, aan Moses gegee het, of dit tot niet gemaak is, deur Meester Yeshua, of dit nie meer van toepassing is nie. Kan ek vandag vir jou sê?
Die groot misleiding kom waar jy geleer word deur die Hoofstroomkerk, dis nie meer nodig nie. Wys dit vir my in die woord, waar Shabbat byvoorbeeld gesterf het saam met meester Yeshua in die graf, in die buik van die aarde. So dit beteken, as Shabbat nie meer van toepassing is nie, dan kan jy mos nou maar steel. Jy kan mos nou maar roof. Jy kan in 'n buite-egtelike verhouding ingaan. Dis wat mense doen. Dis wat mense doen. Weet jy, kom doen mense dit? Want die liefde het verkoel. Hoekom verkoel die liefde? Want die ongeregtigheid word meer. In die woord leer my in Matteus 24, wanneer die ongeregtigheid meer word, wat 'n eindtyd gesindheid is, gaan die liefde verkoel. Kom ons kyk of hierdie 10 gebooie totaal verwerp is en of dit vandag nog vas staan. Kom ons kyk. Die wette in die eerste 5 boeke, naamlik die Torah, en aan die regterkant die wette in die Nuwe Testament. Almal sê, nee, meester Yeshua het van ons 'n nuwe wet kom gee, die oues is verby, kyk, alles het nuut geword. Kom ons kyk. Jy mag geen afgode voor my aangesig of voor my bring nie. Matteus 4 vers 10. Want Vader Jahwe, jou Elohim, moet jy aanbid en hom alleen dien. Matteus 4 vers 10. Jy mag geen gesneede beelde maak van wat in die hemel of op die aarde of onder die aarde of in die waters is nie. Jy mag hulle jou nie voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie. 1 Johannes 5 vers 21. My kinders, bewaar julle van afgoderry. Jy mag die naam van Vader Jahwe, jou Elohim, die Almagtige, nie misbruik nie. Jy mag dit ook nie ydelik gebruik nie. 1 Timoteus 6 vers 1. Diensknegte is onder die juk, sodat die naam van Vader Jahwe, die Almagtige, nie belaster mag word nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Handelinge 13 vers 42. Die woorde is weer op die volgende Shabbat gespreek tot die heidene. En daarna vir 3 weke daarna, met ander woorde, Shabbat staan vas. Net 'n oomblik oor Shabbat. Meester Yeshua sê, dit sal hartseer wees wanneer jy op 'n Shabbat moet vlug. En hy verwys nou na die Nuwe Testament en hy verwys na die groot verdrukking wat gaan kom. So dit beteken dat Shabbat staan vas. Wee die vrou wat in barensnood is. Wee hom wat op die Shabbat moet vlug. Want hy erken die Shabbat. Eer jou vader en jou moeder, Efesiërs hoofstuk 6, vers 1 tot en met 3. Eer jou vader en jou moeder, dis 'n gebod met 'n belofte. Kom ons gaan aan. Jy mag nie doodslaan nie. Romeine hoofstuk 13 vers 9. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie aan die linkerkant. Galasiërs 5 vers 15 tot 21. En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik hoerery, oorspel, onreinheid, ongebondenheid ensovoorts. Jy mag nie steel nie. Efesiërs 4 vers 28. Laat die een wat steel nie meer steel nie. Jy mag nie 'n valse getuie teen jou naaste spreek nie. Romeine 13 vers 9. Geen valse getuienis mag jy gee nie. Jy mag nie begeer nie jou naaste se vrou, haar diensknegt of maagd of iets wat van jou naaste is nie. Kolossense hoofstuk 3 vers 5 tot 6. Maak dood, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, gierigheid wat afgodsdiens is. Mense, ek het hierdie ingebring vir jou. God is not trying to get something from you, but he's trying to get something to you. Maak dit vir jou sin? Goed. Mense, wie is ons? Wie is ons in die Elohim kode? Wie is ons? Onthou net, hierdie boek is uit die hemel uit vir ons gegee. Ek en jy is sy bruid. 1 Petrus hoofstuk 2 vers 9 sê dat julle is 'n koninklike priesterdom. Julle is 'n afgesonderde volk, 'n heilige volk vir hom. Heilig beteken afgesonderd. Ons is 'n heilige volk vir hom. Elohim het sy boek vanuit die hemel na ons gebring. Sy huwelik met ons. Mense, dis sy ketubah. Dis die huweliksvoorwaardes wat Vader met my en met jou het. En die bevestiging daarvan in die verbond is meester Yeshua, deur sy bloed en deur sy liggaam. Hy het die prys kom betaal, sodat ek en jy toegang het tot die ewige lewe, dat ons die troonkamer van die allerheiligste kan inbeweeg. Daarom het die voorhangsel geskeur van bo na onder. Hy staan in 'n huwelik met ons. Hy is die bruidegom, meester Yeshua, en ons is die bruid. En hy verwag van ons om afgesonder te wees, verwyderd van hierdie wêreld en sy begeerlikhede.
Dit is vir my belangrik is dat ek en jy in die geheime kode van Elohim ons kinders sal inskerp, want hulle is die volgende generasie. Deuteronomium hoofstuk 6 vers 7. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, of jy as jou pad is, en as jy gaan lê, en of as jy opstaan. Skerp dit in. Wat vrik? Die woord. Die eerste 5 boeke van die Bybel, sy Torah, die lewensinstruksies, hoe om te wandel, hoe om te leef, hoe om my ouers te respekteer, hoe om my geld te bestuur, hoe om te boer, watter dae is rusdag, watter dae is 'n Vader heilig, watter dae moet ek eerbiedig. Dis belangrik, wat is rein en onrein, wat is heilig en onheilig. So mense, die geheime kode, die Elohim kode, is 'n merk. Dis 'n merk wat ek en jy. Wie wat is daai merk? Daai merk is primêr Shabbat. Shabbat sê dit is die teken dat hierdie wêreld sal wees dat julle aan my sal behoort en ek aan julle. Want ek, julle Elohim, sal julle heilig maak. Nou sê die woord, as jy hom liefhet, sy instruksies volg en dit eerbiedig, en dit is die geheime kode van Elohim, sal jy geseën wees. Psalm hoofstuk 1 vers 3. So waar was die eerste huis van aanbidding? Dit was die tabernakel. Waar is die finale plek van aanbidding? My en jou tempels. Hierdie tabernakel. Eerste tabernakel is die tabernakel wat gebou was in die woestyn deur Moses, deur Basalel, en die tweede ene, die finale een, is ek en jy. Waar woon die Gees? Hy woon hier binne. Waar moet die woord wees? Hier binne. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So as my hart vol is van sy woord, dan is dit Meester Yeshua, loop dit by my mond uit. So waarna luister ek? Waarna kyk ek? Waarheen gaan my hande? Waarheen loop my voete? Hierdie is belangrik. Ek en jy is die finale huis van aanbidding. Dis wie ek en jy is. En daarom moet ek en jy die geheime kode van Elohim verstaan, dit snap, erkenning vat, verantwoordelikheid neem en dit gaan leef. Dis wat ons moet doen. Die tabernakel is 'n replika van die hemel. En dis die kode uit die hemel. En wanneer jy daarin wandel, bring dit reinheid, dit bring heiligmaking en dit bring geregtigheid. En daai 3 eienskappe, mense, is verbond. Dit beteken afgesonderd. Ek staan in covenant, in verbond met my hemelse Vader. So my gebed vir jou op hierdie pragtige Shabbat, is dat jy na hierdie boodskap, dat jy nooit weer sal terugkeer nie. Dat jy hierdie geheime kode van Elohim sal verstaan en dit gaan uitleef. Gaan verteenwoordig dit. So wat ons dan doen, wanneer jy dit aanvaar en jy neem dit ter harte, gaan uit en verteenwoordig ons Vader Jahwe, die Almagtige op hierdie aarde. En dis die kode van Vader Jahwe, die Almagtige, om dit te gaan doen en dit te gaan uitleef. Trek gou jou woord nader, maak hom oop by die boek van Jakobus, hoofstuk 3, en dan gaan gou iets vir jou lees, en dan gaan ons gou terug na die slideshow toe. Goed, Jakobus, hoofstuk 3, my opskrif is, en ek lees in die 83 vertaling, vanaf vers 13. Goed, vers 13. Is daar 'n wyse en 'n verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Soos 'n man sê, hy's 'n verstandige man en hy het nie hierdie eienskappe nie, dan is hy nie verstandig nie. Vers 14. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie. Want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo af nie, maar daardie wysheid is aards. Dit is naamlik sinnelik demonies, want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Dis die wysheid van hierdie aarde. Die opskrif is hemelse wysheid teenoor aardse en demoniese wysheid in die 83 vertaling. Vers 16. Ek wil dit net weer lees. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Vers 17. Maar die wysheid wat van bo af kom, is allereers sonder bybedoelings. In ander woorde, daar's nie agendas nie. En verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee, goeie vrugte, onpartydig, opreg. Vers 18. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met Elohim, en jy moet dit gebruik om vrede te maak.
en daarin te wandel, om in vrede te wandel met mense om jou. So kom ons gaan kyk. Jakobus hoofstuk 3, verruil vandag die wêreldse wysheid vir die wysheid wat uit die hemel uit is. So wat is die wêreldse wysheid? Dis die vleeswysheid, naamlik bitterheid. Weet jy of mense loop met bitterheid? Afguns? Ag mense, as ek met afguns moet praat, dan praat ek die hele dag met jou. Selfsug. Selfsug is net so goed soos 'n narcissus, waar alles oor hom of haar gaan. Trots en roem, leuns, selfs as leuns verkondig word, en ek het in die begin gepraat oor verleiding en misleiding, dis leuns. Wanorde, as wanorde vandag, almal preek genade, maar daar's wanorde in ons land, as wanorde in ons omgewings, en wanorde in ons gemeenskappe. En dan gemeene dade. Dis wanneer iemand iets doen met 'n agenda. Amper soos meneer en mevrou vermaak. Ek vermaak jou en jy vermaak my. So hierdie 7 eienskappe is so ooglopend sigbaar by soveel mense. En dis vlees, dis aarde. Die woord sê, dit is 'n aardse en 'n demoniese wysheid. Dis wat die woord sê. Die ander gedeelte is die wysheid wat van bo af kom. En ek en jy gaan nou daarna kyk. So wat is die wysheid wat van bo af kom? Dan mense, wysheid van bo en of van die hemel af. Nommer 1, rein lewe. Hoe lewe ek 'n rein lewe? Om te snap wat die geheime kode van Elohim is. Om vredelewend te wees met mense om my en uiteraard met myself. En dis waar dit begin. En dan derdens, vriendelikheid. Och, mense, weet jy hoe min vriendelikheid is daar in hierdie ou wêreld waarin ek en jy woon. En dan bedagsaamheid. Vol barmhartigheid. Onpartydig, met ander woorde, jy skaar jou nie by 'n kinderstorie nie. En dan moet jy opreg en ongeveins wees. Dit beteken mense, wanneer ons hierdie eienskappe het, dan begin ons al te wandel in die geheime kode van Elohim. En vandag, ter afsluiting, is dit jou keuse en jou besluit of jy wil wandel in die geheime kode van Elohim, wat in hierdie 2 dele aan jou geopenbaar is, of jy besluit, jy gaan aan met jou lewe op die breë pad, en dis werklik vandag jou besluit. Nou wil ek voor jou staan soos wat Moses gestaan het. Ek het vandag in jou voorgehou, die lewe en die dood, die vloek en die seën. En ek wil vandag by jou pleit, kies die lewe. En nou roep ek hemel en aarde as my getuie teen jou oor wat jy vandag besluit. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Ek wil jou seën vandag, dat die aangesig van Vader Jahwe ons Elohim oor jou sal skyn en aan jou genadig sal wees. Ek bid vandag dat sy aangesig oor jou verhef sal word en dat hy geduldig en lankmoedig en genadig met jou sal wees. En ek verklaar dit oor jou lewe in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, Halleluja.